Sure, I would do honestly. I now call the Honourable Van Wyk, and we've also been informed that it will be the Honourable Van Wyk's maiden speech. Speaker, thank you very much. I stand here today and I would like to come and address you in a language that was never spoken before in this parliament. It is called Afrikaans, and I want to start making it very fashionable here in parliament, because for far too long we were not recognized in South Africa as so-called colored people. Speaker, ek staan nog hierso in die huis in, en ek onthou ook al die struggle heroes wat brein mense gewees het in die land in. Die Ashley Krills, die George Aprils. Hulle almal het 'n account gehad in die apartheid wat ons gebeklei het in die land in. En altyd, even die speakers wat nou voor my gepraat het, nie een van hulle sal ooit praat van Ashley Krill. Nie een van hulle sal nooit ooit praat van Basil Febearing. En dit is nie asof die history het blank pages in die land nie. Die tyd het gekom, laat ons hulle ook recognize as from now on. Speaker, in 1658, Chief Omato, wat bekend staan as Harry die Strandloper, hy het eendag gesê dat ek sien jy het livestock gekoop, maar die livestock wat julle gekoop het, ek wonder van watse land af gaan hulle eet, want die land is nie julle se land nie, dit is ons land. En vir dit was hy Robben Island toe gevat. Vir dit het hy die eerste political prisoner geword op Robben Island. Nie die freedom fighters wat ons van ken nie. Speaker, in 1946, President Mandela, hy skryf in 1946 dat toe die nasionale party begin campaign dit vir die 1948 national elections, het hy gesê dat die probleem wat die Africans gefees het in die land in, is die manifesto punt wat die National Party gesê het dat die dompas sal ingestel word. Toe dit gekom het by kleerling mense, het hulle gesê dat in die race classification gaan inkom. En die Khoi en San mense was met die Race Classification Act van 1950 gere-identified en kleerlinge gemaak in die lande. Terwyl ons die descendants is van die Khoi en San. Met die Freedom Charter in Kliptown, die kleerling leiers was daar so. En wat gebeur het was, as hulle saamgestem het dat hulle kleerlinge is in die lande, dan sal die opening line van die Freedom Charter nog nooit gewees het, South Africa belongs to all who live in it, black and white. Hulle sou gesê, dit belong aan black, colored and white. Maar ons is altyd geweet dat ons is Africans en ons is nie coloreds nie. Speaker, ons is nie vry in die lande nie. Even soos nou as hulle my so staan en kyk, ons is 'n taboe in die lande. Ons word nie ernstig gevat in die lande nie. Met dit gesê, Speaker, sien met dit is voorbij. Salut. Baie dankie, agbare Van Wyk. Sure, I would do honestly.